En jy kan vir my jou Bybel oopmaak daar so in Johannes in die 6de hoofstuk. Johannes in die 6de hoofstuk. Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die lewe in die lewende brood. Die lewe in die lewende brood. En ek weet dit klink dalk 'n bietjie snaaks en nog 'n vreemde titel, maar die lewe in die lewende brood. En ek glo vanmôre ook sal die Here tot jou hart spreek as jy hom gaan toelaat. En ek glo ook die Heilige Gees sal dit in jou hart lewend maak as jy hom toelaat. En dis 'n gedagte wat my nogal bietjie laat dink het en bietjie dit dieper laat besef het wat die nagmaal ook beteken en wat dit ook beteken wanneer ons ook deel aan die liggaam en die bloed van Christus. Die lewe in die lewende brood. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gesels daarso van uit Johannes in die 6de hoofstuk. Ons gaan weer vanmôre baie Bybel lees. Johannes hoofstuk 6. Ons gaan daarso lees vanaf vers 48 tot en met vers 58. En ek wil hê jy moet mooi oplet wat hierso gebeur en wat Jesus hierso sê. Johannes 6 vanaf vers 48. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is die brood wat vanuit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Nou interessant genoeg, gistermiddag kom Eileen by my en sy so half tongnetjies my Bybel lê op die bank oop. En sy kom by my en sy vat die Bybel op die plek wat hy oop is en sy gee hom vir my en sy sê vir my, daar's jou preek vanmôre. En dit was hierdie stuk gewees. So baie, jy het dit nie geweet nie. Maar in elk geval. En toe ek die stuk lees, toe spreek dit tot my hart en ek weet en ek glo en ek bid ook dat vanmôre dit tot julle harte sal spreek. Nou Jesus, kom ek julle 'n bietjie die agtergrond vertel wat hier gebeur. Toe Jesus hierdie woorde gespreek het, was hy in Kapernaum. Nou Kapernaum was 'n vissersdorpie gewees so langs die see van Galilea. Nou elke keer as ons op 'n Israel toer gaan, dan vat ons die mense na Kapernaum toe. Nou Kapernaum was basies, ek wil sê die middelpunt van Jesus se hele bediening gewees. Dit was daar was baie handel wat daar plaasgevind het. Daar was besige markte gewees. En daar was 'n groot sinagoge gewees wat basies die middelpunt was van hulle godsdiens. En hier het Jesus gewoon. Hy het onder andere daar by Petrus aan huis gewoon. Dit is waar Petrus onder andere gewoon het. En nou so tongetjies wat ek altyd spot om te sê, hulle het toe die rede uitgevind hoekom Petrus vir Jesus verloor het. Dit is omdat Jesus Petrus se skoonma gesond gemaak het. Maar dit is waar hy Petrus se skoonma gesond gemaak het. Dis daar waar hulle 'n verlamde man deur die dak laat sak het van Petrus se huis, waar Jesus hom genees het. Hy het 'n kind van die dood gered, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Meeste van Jesus se wonderwerke het daar plaasgevind. Daar waar Jesus vir Petrus gesê het, toe hulle die tempelbelasting moes betaal, gaan vang 'n vis en gaan kyk, eers as jy sy mond, en kyk in sy mond, so jy 'n minste kry. Dit het al gebeur, net daar om die see van Galilea was die vermeerdering van die brode. Die meeste van Jesus se wonderwerke
het in daardie area plaasgevind. En wat interessant is nou, as jy nou 'n bietjie gaan kyk na wat die omstandighede daar was. Die dorpies om die see van Galilea is baie naby aan mekaar. So hulle is nie baie ver van mekaar af nie. En toe Jesus nou daai wonderwerke daar gedoen het, die mense hierdie goed gesien, maar hulle het hom nog steeds nie gevolg nie. Hulle wou hom nog steeds nie gehad het as hulle Messias nie, as hulle redder nie. Hulle het 'n totale ander mentaliteit erom gehad. En hulle het eintlik baie gehad om te verloor deur Jesus te volg, want as hulle Jesus sou gevolg het, sou dit beteken dat hulle oral so verwerp was. En onder andere, as jy gevat om die see van Galilea, om die plekkies so naby mekaar was dit nie net in Kapernaum waar hulle verwerp sou geword het nie, al sou hulle gevlug het na 'n ander dorp toe, om die see van Galilea, sou die Jode hulle vervolg het, die Jode sou hulle verwerp het, en hulle sou uitgewerp gewees het. So die mense wou nie bekeer het na Jesus toe nie, as gevolg van die vrees van wat hulle gehad het om te verloor. En dit is hoekom Jesus onder andere, daar was 3 stede wat Jesus basies vervloek het. Was onder andere Betsaida, Gerasin en dan was Kapernaum. En hy het vir hulle gesê, as daar soveel wonderwerke plaasgevind het in Sodom en Gomorra, sou hulle in sak en as as hulle sou bekeer het. As daar soveel wonderwerke wat in Kapernaum gebeur het, daar gebeur het. En dan sê hy, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En nou verstaan julle hoekom. Want hulle het eerstens aanskou en beleef dat God in hulle midde was. Maar hulle wou hom nie gehad het nie. En selfs in hy sinagoge, wat in Kapernaum was, het Jesus 'n man met 'n verdorde hand genees. Dis was sy disippels, meeste van sy disippels aangewoon. Matteus was 'n tollenaar geweest, hy het tolgeld daarin geëis. Petrus, wat ek genoem het, Johannes. Hulle was almal van Kapernaum geweest. En net die dag, nou voordat toe Jesus nou hierdie woorde met hulle spreek, ek is die brood van die lewe. Nou hoor nou die attitude wat hier gebeur. Hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Net die dag voor dit, het hulle die wonderwerk beleef van die vermeerdering van die brode en die visse. En hier kom Jesus, en hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet, en hulle het gesterwe. Dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, dit is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En kyk nou wat gebeur in vers 52. Die Jode het met mekaar gestreng gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Van my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En hoor wat hy sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. En die dag tevore sien hulle die wonderwerk gebeur van die brood en die vis. En hulle beleef hoe Jesus duisende voed, met 5 broodjies en 2 vissies. En toe hulle dit sien, sê die Bybel vir ons, daar so in daar in Johannes 6, daar in vers 14, toe hulle dit sien, wou hulle hom met alle geweld koning gemaak het. Want hulle sien hoe die wonderwerke gebeur, en hulle sien, ewe skielik, hier gee hy vir ons brood. Hy voorsien vir ons, want op daai stadium was hulle onder verskriklike verdrukking gewees van die Romeinse regering. En hulle was verskriklik belas deur die Romeinse regering. Dis onder andere waar Matteus van kom, hy was 'n tollenaar gewees, hy die taxgeld, hy was die SARS gewees van Kapernaum, het hy ingevorder vir die Romeinse regering, en hulle daai mense belas, dat hulle swaar gekry het, en hier kom Jesus, en hy gee vir hulle, hy vermeerder die visse en die brode, en hulle wou met alle geweld koning maak, want hy sê vir ons dan vers 14, Johannes 6 vers 14,
toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Jesus merk dat hulle hom, dat hulle wou kom en hom met geweld neem en hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. Hulle wou hom 'n koning maak, 'n koning wat hulle hongersnood sou keer, 'n koning wat Rome sou verdelg en verwis en oorwin en kom hom vergooi. 'n Nuwe president, 'n nuwe koning, 'n nuwe regering. Iemand wat kom stuur, 'n nuwe leier wat ons kan wat nie gaan staan vir hierdie dinge wat die Romeine ons aandoen nie. Maar toe Jesus hier begin praat van homself as die brood vanuit die hemel, en hy vir hulle sê, maar ek is nie daai politieke leier wie julle wil hê nie. Ek is nie daai een wat Rome gaan kom omvergooi nie. Ek is nie die een wat dit vir julle kom supply nie. Ek het gekom om vir julle lewe te gee. Ek het gekom om julle vry te koop van hierdie las van die wet, van hierdie las van die offerstelsel. Ek het gekom vir julle las van julle sondeskuld. Want ek is die een wat in die wêreld sal kom vir die sondes van hierdie wêreld. Wat sê hulle toe? Daar in vers 40. Toe Jesus dit van homself sê hulle vra hulle, is hy nie die seun van Josef nie? Hoe kan hy sê uit die hemel neergekom? Kyk al vanaf vers 40, hy sê, en dit is van die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan uit die hemel uit neergedaal? Dink vir jou self, hier staan Jesus, hulle ken hom, hy het groot geword voor hulle oë. Is dit nie Josef en Maria se seun nie? Hoe sê hy uit die hemel uitgeval? Jy lieg Jesus, Maria is dan jou ma. Hoe werk dit dan nou? Hierdie ou is siek. Nee mense, hierdie ou is nie lekker nie. Hy sê, hoe sê hy dan uit die hemel neergedaal? En Jesus antwoord en sê vir hulle, moenie onder mekaar murmureer nie. Niemand kan na my toe kom as die Vader my gestuur het hom nie trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Jy sien, weet jy, as jy kyk na wat hier gebeur, hulle attitude, hulle was bly oor die gawes wat Jesus gebring het. Hulle was bly oor dit wat hy na die tafel toe gebring het vir hulle. Hulle was bly oor die gawes, maar hulle was bang vir die gewer. Hulle wou nie die gewer hê nie, hulle wou nie die gawes gehad het. Hulle wou die brood hê, maar hulle wou nie die kruis hê nie. Hulle wou nie die kruislewe volg nie. Hulle wou nie die brood gehad het. En daarom spreek Jesus hier die woorde met hulle, en dit is eintlik harde woorde, en as jy jouself nou in hulle posisie moet sit, hierdie Jode, dis eintlik aanstootlike woorde vir 'n Jood om te hoor. Veral in die sinagoge van Kapernaum, waar Jesus kom en sê, hy staan in die sinagoge, ek is die brood vir die lewe. Julle moet my vlees eet, julle moet my bloed drink. Kan jy verstaan daai fariseërs? Sit jouself, ons lees baie keer die dinge in die Bybel, maar jy sit nie die prentjie wat daar gebeur het by die woorde nie. En die oomblik wanneer jy daai prentjie verstaan wat daar gebeur het, dan kom jy agter maar dit wat Jesus eintlik daar gesê het, hy het nie net gestuur nie, hy het die hele pappot omgegooi daarso. En hy sê, ek is die brood van die lewe, wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En hy gebruik daai kontras, hy gebruik die kontras tussen die manna wat hulle in die woestyn geëet het, en tussen sy Christendom, wie hy is, Jesus Christus. En hy sê vir hulle daarso in vers 49, julle vaders het die manna in die woestyn geëet, en hulle het gesterwe. En as jy 'n bietjie daaraan gedink, hy sê vir hulle, dink 'n bietjie hieraan, toe Israel daar in die woestyn was, het hulle elke dag brood gekry om te eet. Hulle die brood daar op die sand gekry. Hoor my, was brood op sand. Daar was nie fondasie nie. En daai mense het almal gesterwe. En weet jy wat, ek wil dit eintlik trek na ons toe. Net so kan dit met ons ook wees. Dat ons kan ons lewe bou op dinge wat lyk soos brood en lyk soos manna.
maar is uiteindelik sand. Ons kan ons lewe bou op alles en op baie dinge. En ons kan dink dis manna. Ons kan dink dis brood wat vir ons lewe gee. Dit is wat ons voorsiening gee. Dit is wat ons aan die lewe hou. Maar dan is dit eintlik maar sand. Dit kan jou werk wees. Dit kan jou rykdom wees. Dit kan jou status wees. Dit kan selfs jou godsdiens wees. Net soos in hierdie Joris se geval. Hy gebruik daai voorbeeld, hy sê vir hulle, julle vaders het die manna in die woestyn gegee, maar hulle het almal gesterwe. Julle het gedink julle gaan lewe, want julle kry die manna in die woestyn. Maar daar is geen lewe sonder Jesus nie. En dis wat hy vir hulle sê daar, so julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dan kom hy en hy gee die kontras daarvan, hy sê dis die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. En jy sien, ons bou ons lewe baie maal op dinge wat nie gegrond is in Christus nie. En ons dink dit gaan ons dra. Ons maak voorsiening. Ons beplan. Ons bou. Ons maak by mekaar. Maar weet jy, op die einde van die dag kom dit tot niks. Naak het jy hierdie wêreld ingekom en naak sal jy hierdie wêreld uitgaan. Jy kan watter posisie beklee in die lewe. Ek gaan vir jou sê, daar kom 'n dag waar ons almal, as die Here vertoef om te kom, die graf sal sien. Naak het ons ingekom en naak sal ons uitgaan. Ons gaan niks saamvat nie. En baie mense bou hulle lewe en hulle dink die manna in die woestyn. Weet, in hierdie woestyn moet ek hierdie manna by mekaar maak. Maar weet julle wat, daai manna, hulle moes daagliks daai manna by mekaar maak, want daai manna het sleg geword. Hulle moes dit daagliks gaan optel. Dit was 'n aanhoudende ding gewees. En net so in ons lewe sal jy daagliks uitdagings kry, en jy gaan sien, dit wat vandag vir jou gegeld het, môre is dit weg. Ek wil vir jou sê, finansies in vandag se tyd is niks. Geld is niks werd. Kyk dit met inflasie, hoe verloor ons geld waarde. Ons leef in hierdie wêreld vir materialisme. Ons leef in hierdie wêreld vir status. Ons leef in hierdie wêreld vir ons werke. Het jy geweet, jy wat jou hele lewe by jou werk spandeer, oor 20 jaar van nou af, of hoeveel jaar van nou af, as jy nie meer daar werk, weet jy wat, niemand van hulle gaan jou mis nie. Hulle vervang jou binne 24 uur. Partykeer nog vinniger. En die werk gaan aan, en guess what? Jou gesin, wat jy die nodigste gehad het jy die minste gesien, het jy die minste gehad. Die mense vir wie wat jou die meeste gaan verlang en gaan mis, het jy die meeste afgeskeep. Ek gaan nou 'n ding vanmôre sê, nou kyk, ons moet werk, wie nie werk nie, gaan nie eet, is hierdie Bybel. Maar, wanneer laas was jy in die kerk gewees? Ek praat van mense wat, hulle sal meer tyd by die werk spandeer, want hulle moet, maar hulle sal nooit eens in die huis van die Here kom nie. Ek vra net daai vraag. Wat het jou prioriteit geword? Dit klink kras wat ek sê, maar mense, dis die lewe waarin ons leef. Ons hardloop agter manna aan. Manna wat sleg word. Ons fokus so op die materialisme in hierdie wêreld. En die dinge vir die hier en die nou. Maar ons mis die ewigheid. En dis wat Jesus ook eintlik hier vir hulle sê, julle vaders het die manna in die woestyn gegee. Julle dink, julle gaan julle voeding kry. Julle sien die brood,
Julle sien, julle wil my nie as julle wil my koning maak omdat julle die brood sien. My julle harte is ver van my. En hy sê, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Jy sien, jou lewe op hierdie aarde is baie kort. Die lewe gaan net so verby. Maar jy gaan niks saamvat nie. Hoeveel mense op hulle ou dag sal vandag sê, ja, ek wens ek het die Here vroeër in my lewe begin dien. Maar Jesus kom en hy sê vir hulle twee ding, hy sê vir hulle, julle my vlees eet en my bloed drink. En kyk, daai was vir 'n Jood. Dit was eintlik 'n baie skokkende ding wat Jesus daar gesê het vir 'n Jood. Want omdat die Jode het wette gehad, en onmiddellik toe Jesus dit sê vir julle met my bloed drink, my vlees eet, dink hulle byvoorbeeld aan Levitikus 17. Ek gaan dit sommer vir julle lees, daar in vers 14. Ek gaan sommer af van vers 13 lees, Levitikus 17 vers 13 en 14. Sê die volgende, hy sê, elkeen wat uit die kinders van Israel en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat 'n stuk wild of 'n voël vang, wat geëet mag word, hy moet die bloed daarvan laat uitloop en dit met grond toemaak, want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het ek aan die kinders van Israel gesê, hulle mag nie die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed. Elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word. En so later, nou dit is nou heel wat later van Jesus tyd, dit is nou in Paulus, daar in Handelinge, toe Paulus hulle, daar in Handelinge 15, nou gepraat het oor die heidene, toe die heidene begin, die evangelie onder die heidene begin verkondig is. Hoor wat se verbod is daar vir die heidene, vir my en vir jou. Hy sê vir Handelinge 15 vers 19, daarom oordeel ek ook dat ons wat uit die heidene, dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skryf dat hulle moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. So daar's hierdie verbod in die Bybel van jy mag nie bloed eet nie. Nou, hier kom Jesus en hy sê vir die Jode, wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Kan jy vir jouself dink, hoe het hulle gereageer op dit? Jy sien, hy praat hier so iets baie hard, wat hulle nie wou hoor nie. Want geloof is nie net 'n bewondering of 'n iets wat ons van buite af sien nie. Om vir te verduidelik, kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. As jy 'n brood hierso sien, praat van brood. Jy gaan versadig word net om aan die brood te kyk, né? Wat moet jy doen met die brood? Jy moet hom inneem. En dis eintlik wat Jesus hier vir hulle sê. Moenie net na my kyk nie, julle kyk na my. En julle sien die wonders en ja, en julle glo en julle my koning maak en alles. Moenie net na my kyk nie, jy moet my inneem. Soos die brood deel word van jou liggaam as jy dit eet. En soos wat as jy nou daai sap sou gedrink het, dit deel word van jou liggaam. So moet Jesus deel word van jou. Hy moet basies deel van jou wese word. Wie my vlees eet, wie my bloed drink. Hy sê eintlik vir hulle, net om na my te kyk, ek is nou die Messias, ek maak vir julle brood in die woestyn, ja, en al die dinge, ek gee vir julle wonderwerke, doen al die goed, julle sien dit raak. Dit beteken nie, jy is gered nie. Dit beteken nie om te sê, jy is 'n Christen, jy is gered nie. Dit beteken nie, jy is in 'n kerk, jy is gered nie. Dit beteken nie, jy het die naam Christen, jy is gebore en groot geword in Christus, jy is gedoop, jy is whatever, dit beteken nie, jy is 'n Christen nie. Jy moet Christus inneem. Hy moet deel word van jou. Wanneer Jesus praat van sy vlees en sy bloed,
verwys hy na sy volbringde werk aan dit wat hy aan die kruis gedoen het, sy volbringde werk aan die kruis. Sy liggaam wat vir ons gebreek sou geword het, sy bloed wat vir my en vir jou gevloei het. Maar nog meer, daai dood van hom is nie net tot die kruis toe beperk nie. Want hy het die dood oorwin. En daai vlees en bloed behoort aan 'n opgestane Jesus wat met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het. En soos wat hy 'n verheerlikte liggaam het, gee vir my en vir jou belofte, jy sal ook verheerlik word, jy sal ook verander word. Jy sal ook soos hy wees. Jy sien, wanneer ek en jy Jesus moet inneem, dit beteken hy word deel van my wese. Hy leef in my, deur my. Ek is in hom en hy is in my. Ek wil vir jou sê, wanneer ons byvoorbeeld nou aan die nagmaal deel, is dit vir ons herinnering van sy liggaam en sy bloed. Maar wanneer ek en jy deel gekry het in Christus, wanneer hy deel geword het van ons, is dit nie net 'n herinnering aan dit nie. Daar's 'n gevolg, daar is 'n uitvloeisel daarvan. Daar's verandering in my lewe. Dis nie net 'n gedagte nie. Dis wie ek is, dis wie ek word, dis wie ek verander om te wees. Dis 'n uitvloeisel, dis 'n lewende krag in sy opstanding. Die Heilige Gees begin in my te woon, in my te leef. Daar's 'n uitvloeisel daarvan. Ek hoop dit maak sin wat ek probeer verduidelik. Wanneer hy praat van julle in my liggaam eet en my bloed drink, praat hy nie net van die nagmaal nie. Hy sê word gelykvormig, dit moet deel word van jou, soos wat my liggaam vir jou gebreek is, moet my liggaam deel word van jou. Soos wat my bloed vir jou gestort is, so moet die uitvloeisel in jou lewe wees. Dit moet in jou wese wees. Die evangelie boodskap, die krag van die evangelie, moet in jou leef en deur jou leef. Maak dit sin? Ek kan eintlik sê, jy ontvang net, dis nie net 'n dooie herinnering aan iets nie, jy ontvang die lewende krag van sy opstanding. Hoor wat sê daar so in Romeine 8, daar in vers 11 sê hy, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, hoor jy, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Jy sien, jy eet nie die ou manna wat vergaan nie. Jy eet van die brood wat die ewigheid dra. Want in Jesus ontvang jy 'n nuwe lewe. Jy ontvang die ewige lewe. Jy ontvang die krag van die Heilige Gees. Jy word gelykvormig aan Jesus. Jy sien, wat hy eintlik vir hulle probeer sê, is, julle my vlees eet en my bloed drink. Hy sê eintlik vir hulle hierso, daarso, wie my vlees eet en my bloed drink, hy bly in my en ek in hom. Wat sê hy? Ons word een. Jy bly in my en ek in jou. Christus is in jou. Hy lewe in jou. Jou hoop, jou krag, jou lewe sal verander word. Jy word heeltemal nuut, jou denkwyse word nuut, jou leefwyse word nuut. Dit waarvoor jy leef word nuut. Jou geaardheid verander. Jy word 'n nuwe skepsel in Christus. Jy sien, want wat het sy liggaam en sy bloed vir my en vir jou gedoen?
Sy liggaam is vir ons gebreek. Sy bloed is vir ons gestort, sodat ek en jy vergifnis kan ontvang van ons sondes, dat ek en jy nuut gemaak kan word, dat ek en jy 'n belofte het van 'n ewige lewe, dat ek en jy 'n verheerlikte liggaam kan ontvang eendag, dat ons by Christus kan wees, dat ons verhouding met die Vader herstel is, dat ons sonde weggewas is, ons verlede nie meer teen ons gehou word nie. Jy sien, en dit is wat die Jode nie verstaan het nie. En dis wat baie Christene vandag nie verstaan nie. Hulle soek die brood en die visies, hulle soek die wonderwerke, hulle soek die krag, maar hulle soek nie die kruis nie. Hulle soek die manna in die woestyn, maar hulle soek nie die lewende brood nie. Jy sien, dit is hoekom toe die duiwel by Jesus kom, wat is die eerste ding wat hy met hom mee versoek het? Toe hy honger geword het, sê vir die klip hulle met brode word. En Jesus antwoord, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur God gespreek is. Jy sien, hy het iets verstaan. Ek en jy, waarvoor leef ons? Is Christus in jou? Is hy jou lewe? Is hy jou hoop? Is hy jou krag? Het hy al jou lewe verander? Hoe kan jy vir my sê, jy dien die Here, maar daar is nie 'n verandering nie, daar is nie vrug nie? Hoe kan jy vir my sê, jy is een Christus, maar jy dra nie die beeld van Christus nie? Hoe kan jy vir my sê, ek en hy is een, hy is in my en ek in hom, maar jy hardloop agter die manna in die woestyn aan? Kolossense 1, gaan dit vir julle gelees daar, so vanaf vers 24 tot en met vers 27, maar ek wil klem lê op vers 27. Kolossense 1 vers 24 tot 27. Nou verbly ek my in die lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hoor hierso, wat is daai verborgenheid wat aan my en jou geopenbaar is? Dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Ons het 'n hoop van heerlikheid. Jesus sê, ek is die wynstok, daar in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, ek en jy is totaal en al afhanklik van Jesus Christus. Ons maak baie male staat op ons eie krag, op ons eie insig, op ons eie wysheid. Ons maak baie male staat op ons eie planne. Ons beraam ons eie planne, ons beplan ons eie toekoms, ons beplan ons eie weg. Ons hardloop agter die manna aan, ons gaan soek daai manna elke dag. Maar ons kom nie agter daai manna is besig om te vrot in die potte nie. Want ons eet nie die lewende brood nie. Wat beteken hierdie lewe vir jou? As jy nie Jesus het nie. En nou kom die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra. Soek jy manna of soek jy Christus? Soek jy manna of soek jy die brood van die lewe? Wat eet jy? Wat drink jy? Dis dieselfde ding wat Jesus vir die Jode gesê het. Julle soek die tekens. Julle soek die manna. Julle wil my koning maak omdat julle gesien het ek maak vir julle brood. Maar ek is die brood van die lewe. Min mense soek Jesus. Hulle soek die manna, hulle soek die brood. Maar hulle soek nie Jesus nie. Jy sien, hulle is nie bereid om die pad van Jesus te stap nie. Hulle is nie bereid om die verandering in hulle lewe te bring. Hulle is nie bereid om die pad van Christus te volg nie.
Ek wil al die blessings en en God moet my probleme uitsorteer, ek wil al die blessings hê, en hy moet al my issues nou oplos, en hy moet al my dinge nou in plek kry, en alles moet net reg, maar ek soek nie die weg van ek soek nie Jesus, ek soek die manna. En kom ons wees eerlik, dis die groter meerderheid van die Christelike gemeenskap vandag. Hulle soek net 'n oplossing vir 'n probleme, hulle soek nie Jesus nie. Die oomblik wanneer Jesus kom en sê, jy moet my vlees eet en my bloed drink, dan sê die lewe hê. Dis wanneer die rebellie kom. Dis wanneer die verwerping kom. Dis wanneer hulle net soos daai Jode maak, wie kan hierna luister? Hierdie woord is te hard vir ons om te hoor. Ons kan nie, en dan sê, en as jy ook die gedeeltes gelees, nadat Jesus dit ook vir hulle gesê het, gaan lees 'n bietjie ook in die woord, en nadat Jesus telke male vir hulle so beklemtoon het, wat sê hulle vir hom? Hierdie woord is hard, wie kan aan hulle luister? Ons staan nie belang nie. Hulle het omgedraai, weggestap, weggeloop. Baie het hom verlaat. Want hulle wou die manna hê. But they didn't want to follow him. Hulle wou nie hulle eie lewe neerlê nie. Die Here is daar om my probleme op te los. Om my gebedjies te verhoor. Om die manna te voorsien in die woestyn. Maar ek is nie bereid om die pad van Christus te stap nie. Ons sal baie male sê, so Galasiërs 2, sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ons is maklik om dit te sê. Besef ons werklik die implikasie daarvan. Besef ons werklik die diepte daarvan as om te sê, maar Christus leef in my. En weet jy wat? Die Here het sy Heilige Gees uitgestort oor ons. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, woon in ons. Maar waarna jaag ons? Waarna jaag ons? Nou kom die vraag, wie soek jy, manna of Christus? Wie voed jou, manna of Christus? Op wie bou jy jou toekoms? Bou jy op die sand? Wat is daai sand? Jou werk, jou prestasies, jou sekuriteit, jou finansies, jou eie koninkrykie, jou godsdienst selfs. Jou rituele wat jy uitvoer, jou gewoontetjies. Weet jy wat, dit kan jou net 'n rukkie dra, dit gaan jou net 'n rukkie voed, maar dit maak jou nie lewend nie. Op die einde van die dag gaan jy sterwe. Op die einde van die dag gaan jy verloor. Dit mag dalk vir jou vandag lyk soos die oplossing. Dit mag dalk vandag vir jou lyk soos die uitkoms. Dit mag dalk vir jou vandag lyk soos dit wat jy nodig het. Maar ek wil vir jou sê, daai manna verrot. En môre is daar maar weer iets niets. En so gryp baie Christene vandag na grashalms. Hulle het geen lewende wandeling in Christus nie. Hulle gryp na elke grashalm wat hulle kan kry. Waarom? Want hulle hardloop agter die manna aan. Daar is geen iets blywends in hulle nie, want Christus is nie in hulle nie. Hulle het hom nie ingeneem nie. Hulle het hom nie deel van hulle gemaak nie. Hy leef nie in hulle nie. Hulle aanskou hom maar net van buite af. Hulle hardloop agter die manna aan. En baie Christene vandag lewe daai grashalm gryp mentaliteit. Hulle het geen fondasie nie, geen vastigheid in Christus nie. En elke tweede, derde dag, dis soos 'n golf wat hulle ry. Dan sê op, dan sê af, dan sê op, dan sê af. Dan dien die Here, dan dien die Here. Dan sê op pad, as nie meer op pad. Dan is dit so die hele tyd. Jy bou op manna. Jy hardloop agter manna aan. As ek vir jou 'n foto, kyk hierso het ek 'n bottel water in my hand. Kyk hoe word jou dors nou geles. Deur na hierdie bottel water te kyk. Wat moet jy met hierdie water doen? Om jou dors te les. Ek moet dit inneem. Dit moet deel word van my. Dis dieselfde wat ek en jy met Christus moet doen. Wanneer ek Christus inneem, en hy leef in my,
Hy word deel van my. Dis wanneer my geestelike dors geles word. Dis wanneer my honger gestil word. Want ek leef nie meer nie, Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die Seun van God. Maak dit sin? Wat ek probeer verduidelik. Daar's 'n verandering. My fokus verander. My gees verander. Ek hunker na dit wat Christus na hunker. Ek soek na wat Christus soek. Ek soek hom in alles. Ek wil hom behaag in alles. Ek wil my lewe vir hom leef in alles. Ewe skielik maak die ander dinge nie saak nie. Ek wil eintlik vra, eintlik moet ek sê, die vraag is nie of glo jy in Jesus soos jy in 'n feit glo nie. Die vraag is eintlik, het jy hom ingeneem? Is hy jou brood? Is hy jou wyn? Is hy jou lewe? Is hy jou wese? Is hy werklik Christus in jou lewe? Soek jy ook maar net die koning om jou te verlos van die onderdrukking, van die nood, net soos wat die Jode gemaak het. Hy het 'n koning gesoek om hulle te verlos van die Romeine. Of soek jy Jesus, want jy sy hart soek? Jy sien, dit is waar die nagmaal nou inkom, die tafel van die lewende brood. Dis 'n simbool van hierdie verborgenheid wat die Here vir ons geopenbaar het. En hy sê vir ons basies, net soos wat julle hierdie brood eet, hierdie wyn drink, dit simboliseer dat ek deel word van jou. Dat ek in jou is. Weet jy wat, ons kry nie ou manna nie. Ons kry die lewende brood. Dis nie die bloed van bokke en stiere soos met die Jode wat gevloei het nie. Hier is die bloed van die volmaakte offer, van die vlekkelose lam van God. Wat ons sonde weg was. Jy sien, Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here in Jesus in die nag waarin hy vir hulle brood geneem het. Hoekom het hy spesifiek brood geneem daai aand? En vir hulle gesê, dis my liggaam wat vir julle gebroei word, neem, eet. Hy het vir hulle gedemonstreer waarvan hy gepraat het in Kapernaum. Hy het vir hulle gesê, almal het my gevolg, omdat hulle die wonderwerke gesien het, omdat hulle daai manna wou gehad het. Maar ek is die brood van die lewende, van wat vir jou lewe gee. Ek is die lewende brood. Ek gee vir jou hierdie, is my liggaam wat vir jou gebreek word. As jy hierdie brood eet, sal jy nooit weer honger kry nie. Bedoelende van, jy sal weet, kom, hoor my mooi, dit beteken nie, in hierdie lewe, gaan jy nie swaar kry hê nie. Hy het nie gepraat van, jy gaan nooit weer in hierdie lewe, honger ly nie. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Kyk na Paulus, hy het elke maal het hy gesê, ek skipbreek gelei, het ek honger gebly, het ek alles gehad, maar tog, wat Jesus van praat is om te sê, jou lewe sal nie meer net gegrond wees op manna wat verrot nie, gejaag na wind nie. Ek is die brood van die lewe, wat jou lewend maak, wat van jou die ewige lewe gaan gee. Die belofte daarvan is dat jy nooit weer sal sterwe en verlore hoef te gaan nie. Jy sal in my wees en ek in jou. En wanneer jy wel sterwe op hierdie aarde, sal ek jou opwek. Ek sal jou lewend maak. Jy sal saam met my wees. Wanneer jy jou oë aan hierdie kant toemaak, gaan jy dit oopmaak by my. En niks gaan jou uit my hande kan ruk nie. Toe hy brood gebreek het, het hulle gegee en gesê, ek is die brood van die ewige lewe. My liggaam word vir julle gebreek, sodat jy die ewige lewe kan kry.
sodat jy vir ewig by my kan wees, dat jy nie hel toe hoef te gaan nie, dat jy nie verwyder is van God af nie, dat jou lewe op hierdie aarde nie net verniet was nie. Weet jy, op hierdie aarde terwyl ek en jy hier leef, gaan ons swaar tye beleef. Gaan ons honger word, gaan ons tekort hê, gaan ons siek word, gaan ons swaar kry beleef. Ons gaan te doen kry met moeilike omstandighede. Maar weet jy wat, is vir ons 'n belofte en 'n hoop. It's not forever. Dis nie vir ewig nie. Dis net vir 'n kort rukkie. Vir 'n ewigheid sal ek by Christus wees, waar daar geen dood, geen honger, geen skeiding, geen swaar kry, geen ellende meer is nie. Dit waarna ek hierdie lewe gesmag het nou na, gaan ek nie eens meer onthou nie. Gaan nie eens meer vir my saak maak in die ewigheid nie. Want hy is die brood van die ewige lewe. En weet jy, daarom gee hy ook vir hulle die beker na die ete. En hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy sien wat sê hy vir ons, hy gee vir ons twee beloftes. Julle verkondig my dood. Eerstens, dat ek vir julle gesterf het. Dat ek julle prys betaal het, dat jy die ewige lewe kan hê. En dit is die garantie. Hierdie, vanmôre, jy kan wel gaan in hierdie kerk sit en sê, Here, ek het hierdie sonde gedoen, ek het dit, Here, is ek vergewe, het ek die ewige lewe, Here, hoe kan ek weet dat ek die ewige lewe het? Here, het jy my vergewe, sal jy my vergewe? Weet jy wat, hier is die garantie, hier is die waarborg dat hy het. Hy sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed, wat die sondes van die wêreld wegneem, wat jou wegwas, wat jou sonde, skuld wegvat. Ek bring aan jou 'n Nuwe Testament, 'n nuwe manier van redding. Ek kan in jou leef en ek sal jou krag gee, ek sal jou lei, ek sal jou dra. Ek sal jou hoop gee, want ek het vir jou 'n hoop. Maak nie saak hoe, hy sê, moenie kyk na die manna in hierdie wêreld nie, moenie kyk na hierdie dinge wat in die wêreld gebeur nie, hierdie swaar kry, die hongers en die tekorte, moenie na daai omstandighede in jou lewe kyk nie. Dit bepaal nie my liefde vir jou nie. Dit bepaal nie jou waarde nie. Daai goed gaan verby. Dit is soos die manna wat oud geword het, dit gaan verby. Maak dit iets beter. Ek het gegaan om vir jou plek te berei. En wat sê hy vir hom? Jy verkondig sy dood totdat hy kom. Hy het gesê, as ek gegaan en vir jou plek berei het, sal ek weer kom en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. Ons daai belofte is vas. Weet julle hoekom weet ek dit is vas? Want hy het daarvoor gesterf. Hy het gesê, ek garandeer dit vir julle, hoekom, en ek is bereid om daarvoor te sterf. En hy het daarvoor gesterf, en weet julle wat? Hy het weer opgestaan. Dis so ek en jy weet, daai belofte kan nie gebreek word nie. Daai belofte is die waarheid, daai belofte is vas. Hy sal nie teruggaan op sy woord nie. It's a guarantee. Ek wil vir jou sê, wat help het jy wen die wêreld, maar jou siel hy skade? Wat help het jy hardloop jou lewe gejaag na manna wat op sand lê? Weet jy wat het met hulle gebeur? Hulle het gesterf in die woestyn. Hulle het nooit hulle beloofde land in besit geneem nie. 2 manne, Joshua en Caleb, hoekom? Omdat hulle vertrou het. Hulle het 'n hoop gehad. Hulle het geweet God se beloftes is vas. Ek wil vir jou vra, wat eet jy in hierdie lewe? Manna wat vergaan, of die brood van die lewe? Wat drink jy? Daai wyn van die Fariseërs,
wat hulle dronk maak in hulle plesiere en niks beteken nie, of die bloed van Christus. Sy liggaam en sy bloed word, is Christus al deel van jou. En weet jy hoekom gee hy juist die nagmaal vir ons as 'n simbool? As jy soos hierdie brood eet en hierdie drink, word ek deel van jou. Dit wys jou ek is in jou. Dit wys jou. I will never break my promise to you. Hierdie is 'n herinnering vir jou. Ja, maar ek val u, ja. Hierdie is 'n herinnering juis vir ons. Maar Christus is in my. En dit is waar ek en jy aan hierdie tafel kom sit. Waar Paulus ook waarsku, waar hy sê, laat elkeen homself beproef. En so van hierdie brood eet en uit die beker drink. Jy sien, want wanneer ons gaan hierdie tafel gaan deel, en hierdie brood en hierdie gaan deel, dis waar ons self ondersoek moet gaan doen. Dis waar bekering moet plaasvind. Ons word nie net hier so herinner nie. Ons word hier gevorm, ons word hier gevul, ons word hier verander. Dis 'n simbool vir my vir jou as 'n herinnering, wees anders. Ek leef nie meer nie, sterf jou ou mens af. Laat Christus in jou leef. Amen. Weet jy, dit is 'n mooi ding in die Bybel, in Openbaring. Dis in Openbaring 3, vers 20, waar hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou. Wow. Ek staan by jou deur en ek klop. As jy my stem hoor en jy oopmaak, sal ek inkom met jou maaltyd hou. Amen. Ek klop aan jou hartsteer, maak jou lewe vir my oop, sê die Here. En hier is jou uitnodiging. As jy honger het na geregtigheid, as jy honger is vir die en dors is vir die geregtigheid, wat sê die woord van die Here vir ons? Matteus 5, met die bergpredikasie vers 6, sê hy vir ons, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. As jy dors is, kom drink, die fontein van lewe. As jy leeg is, kom word gevul. As jy sondig is, kom ontvang vergifnis. Kom lê jou ou lewe af. Kom word nuut. Maar kom vanmôre met 'n hart wat sê, Here, ek soek nie net manna nie. Ek soek die lewende brood, wat my vir ewig voed. Wat my gaan vashou tot aan die einde toe. Weet julle wat? Die brood wat ons breek, die beker wat ons drink, sê vir ons dit is die gemeenskap van die liggaam van Christus en met die bloed van Christus. Wat is dit? Dis eenwording. Die vraag vanmôre is, wil jy een wees met Christus of nie? En as dit vanmôre jou begeerte is om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek vanmôre. Jesus sê vir hulle, wie my vlees eet, wie my bloed drink. Ek is in hom en hy is in my. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Die vraag is vanmôre, gaan jy maak soos die mense van Kapernaum? Ek het te veel om te verloor. Hierdie woord is te hard om te luister. As ek Jesus nou gaan dien, as ek Jesus gaan volg, wat gaan ek verloor in die proses? Ek gaan die manna verloor. Ek gaan die aansien verloor. Ek gaan die reputasie verloor. Ek gaan vriende verloor. Wat is jy bereid vanmôre om prys te gee? Is jy bereid om die manna te los vir die lewende brood? Want die Here sê vir jou, onthou net een ding.
Daar is 'n pad wat gevolg moet word. Jy moet jou kruis opneem en volg my. Lê die manna neer. Soek na die brood van die lewe, want die lewe is in die lewende brood. Amen. Vader, vanmôre kom ons na U toe met 'n hart van dankbaarheid. Here Jesus, vir dit wat U vir ons gegee het, gedoen het. Here, U het vir ons die belofte gegee dat ons 'n nuwe lewe sal hê. Here, dat U in ons sal woon, deur ons sal werk. Here, ons sal krag gee, ons sal lei, ons sal leer. Vanmôre kom ons met 'n hart vol begeerte, vol soeke na die lewende brood, na U bloed. Here, en ons wil vanmôre deel aan U liggaam en U bloed. Ons wil vra, Here, kom woon in ons. Kom verander ons. Kom maak ons nuut. Kom vul ons, kom voed ons, kom reinig ons. En Here, laat dit wat ons leef, Here, laat dit getuig van U, dat U in ons leef. Dankie Here vir die beloftes wat vas is. Dankie Here dat U vir ons daardie prys betaal het aan die kruis, dat U vir ons daardie pad gestap het. En dat U vir ons 'n belofte gegee het van 'n nuwe lewe in Christus. Here, U klop vanmôre in die mense hart. En ek wil bid dat mense vanmôre vir U sal oopmaak. En Here, dat ons sal verander word. Ekskuus. Here, kom verander ons denkwyse, ons harte. Ons leefwyse. Dat ons alles wat ons sal leef, vir U sal leef. Dat ons sal leef asof, Here, dat ons kan 'n getuienis wees dat U in ons leef. Here, dat ons een is met U. Here, ons soek nie die manna vanmôre nie. Ons soek die brood van die lewe. En ek sê vir U dankie, Here, dat ons vanmôre kan deel daarin. Mag hierdie vanmôre vir elkeen 'n herinnering wees, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, dat U deel word van ons en in ons woon.